Hartlike goeiemiddag dierbars, ek begroet almal in daardie geseënde, aloorwinnende naam van Christus Jesus. Ek gaan die volgende 4 dae met u praat oor verskillende gedagtes, prys die naam van die Here. Maar die kern van die boodskap, die titel is Stir up the fire, steek die vuur weer aan. As ons dink ons is beweeg baie na in Pinkster in, prys die naam van die Here, en baie kinders van die Here het hulle vuur verloor, en dis waarom het so belangrik is, om vir u 'n kort lering te gee, rondom die 4 aspekte wat ek as baie belangrik beskou, om die vuur weer aan te steek. 1 Konings 18 vanaf vers 37 tot 38, hier is waar Elia, prys die naam van die Here, die 450 Baalse profete uitgedaag het, en toe dit by sy geleentheid te kom om te bid, dat vuur uit die hemel uit moet val, prys die naam van die Here, het hy so gebid. Hy bid, antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken, dat u Here God is, dat die Here God is, halleluja, en dat u hulle hart tot u laat terugkeer, prys die naam van die Here. As ons kyk in die gedagte van hierdie skrif, waar Elia, prys die naam van die Here, bid, halleluja, is daar 3 dinge wat vir my uitstaan, dat wanneer jy bid, prys die naam van die Here, moet jy vurig bid, halleluja. Ons kan nie, prys die naam van die Here, halleluja, die vyand aanvat met 'n fooi tog gebedjie, of 'n gebed wat nou maar net sag is nie. Jy moet bid met vurigheid. Jakobus 5 vanaf vers 16 sê, halleluja, die vurige gebed van die regverdige het 'n kragtige uitwerking. So dit wys hoe belangrik die vuur is, halleluja, en dis hier gebed wat ons deurdruk, prys die naam van die Here. Die tweede gedagte is, gebed moet passievol wees, halleluja. As ons hoor wat Elia hier sê, hy sê, Here, antwoord my, halleluja, daar is soveel passie, soveel vertroue in die Here, halleluja, en hy wil hê, die mense moet ook hierdie ervaring wat hy geervaar het, moet hulle ervaar, dat die Here God is, halleluja, en hy sê, antwoord my, halleluja, sodat hulle ook kan erken, daar is 'n God wat leef, daar is 'n ware God, halleluja, prys die naam van die Here. Die derde gedagte van gebed, ons gebed moet deur die Gees gelei wees. Baie kere kan ons ook in tale bid, want wanneer ons in tale bid, dan bid ons in die hemelse taal, wat die vyand nie verstaan nie, halleluja, maar wanneer ons deur die Gees bid, is wanneer ons bid onder leiding van die Heilige Gees, wat ons elke gebedswoord op ons hart lê. En Efesiërs 6 vanaf vers 18 sê, bid in die Gees, halleluja, wat 'n wonderlike ervaring. Here, ons gee vanoggend net aan u, vanmiddag alle lof, alle eer, Here, waar jy ons weer kom leer, Here, dat ons gebed moet vurig wees, ons gebed moet passievol wees, ons gebed moet deur die Gees gedryf word, halleluja, sodat u ons kan antwoord, prys die naam van die Here. Vers 38 sê, daarop het die vuur van die Here neergedaal, en die brandoffer, en die hout, en die klippe, en die stoffe teer, ja, die waters wat in die sloot was opgelek. Hier praat het van die antwoord, wanneer ons met vuurkrag bid, wanneer ons in die vuur beweeg, prys die naam van die Here, wanneer ons dinge passievol doen, en wanneer ons deur die Gees gelei raak. 'n geseënde dag vir u, amen.